search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about Daar sê, goeienaand. Dankie dat almal weer hier is vanaand vir ons laaste groeipad 101. En volgende kwartaal gaan ons weer baie fokus op Pinkster. Ons gaan volgende kwartaal 'n geesweek hê en 'n klomp ander dinge saam met dit. Dan in die derde kwartaal gaan ons 'n groeipad 102 hê wat so 'n bietjie dieper gaan, bietjie verder gaan in 'n klomp goed van die geestelike realm en so aan. So opgewonde oor dit ook. En dis mos nou van daai goed. Ek sê altyd die woord is vir my soos kos. En dan is daar altyd daai klein bietjie meer. Maar die ding van die woord is, hoe meer jy eet, hoe hongerder word jy. Jy wil net meer hê en meer hê. So, ek is opgewonde oor dit. En dankie dat jy vanaand hier is. Ek weet daar's 'n klomp goed by die skole aan die gang. Ons self kom nou net van 'n ouer aand af. En ek weet daar's nog ander by ouer aande en. So ek is dankbaar. En ons gaan vanaand lekker diep duik in 'n klomp goed rondom die woord. Ons gaan duik in 'n klomp goed rondom die salwing van die Gees. En dan gaan ons gaan na 'n gawes toets toe. En ons sal kyk of ons tyd het daarvoor om dit vanaand hier te doen. Maar ek het nie tyd gehad om hom te vertaal nie, maar is ook intellectual property. So ek weet nie of ons hom mag vertaal nie, maar ek weet ons mag hom gebruik. En dit is 'n ongelooflike toets. Maar ja, kom ons bid saam en dan gaan ons saam aanbid. So Vader, dankie. Dankie Heilige Gees dat U hier is vanaand. Dankie vir dit wat U vanaand gaan kom openbaar, wat U vanaand ook gaan bewerk in die Gees. En ons vra, Here, bring vanaand 'n salwing soos nog nooit van tevore nie. Stort vanaand U Gees uit. Here, dat dit sal wees soos golf op golf op golf van die Gees. Golf op golf van die troonkamer van die hemel. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir dit wat U al reeds gedoen het in die afgelope 3 weke, Here, en ons gee weer hierdie aand vir U. Dankie vir elkeen wat tyd gemaak het, vir elkeen wat hier is. Here, ons eer U. Here, ons het U so lief. Dankie dat U hier is. Here, vanaand wil ek ook kom vra, Here, as daar enige iets is in ons gedagtes, enige iets is wat ons aandag aftrek, enige bekommernisse wat op hierdie stadium, Here, sommer net bo in ons gedagtes is, dan vra ek nou in die naam van Jesus Christus, Here, neem daai goed weg, en dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie dat ons kan fokus op U, dankie vir die tyd en aanbidding, en dankie, Here, dat ons vanaand sommer net in die troonkamer kan sit. En almal sê saam, Amen. Amen. Dankie, Here, so kom ons staan, en dan gaan ons 'n bietjie saam aanbid. En ek wil sê, as jy gedink het 'n engel gaan speel, dis Pieter, hy is op pad. Dankie, Pieter. Soos 'n wildsbok wat smag na water, spoel my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ek soek U meer as goud en silwer, want net U versadig my. Net by U vind ek ware vreugde deur U Gees wat in my bly.
in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Alles nie, ook die hemelkoning, is my vriend, my broer, my Heer. U verdien al my eer en liefde, daarom buig ek voor U neer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al U volheid, kom in al U krag, lei my in U ook U my trooster. Kom o Skepper Gees, Heilige Gees, lei my om te doen wat die Vader verlang. Leer my om Hom te eer, Hom te aanbid en sy siel, Jesus te verheerlik. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Trooster, ons vereer U, vir ewig wil ons U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ons buig neer voor U, as ons sing. Van die eeuwe, amen. Aan die Koning van die eeuwe, amen. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daar oor ons neer. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees,
wag op U en ons vra, vul ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Vul ons met U krag, vul ons met U hart, ja vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou. Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou. Hier is ons, vul ons nou. Hier is ons, vul ons nou. Hier is ons, stuur ons nou. Hier is ons, stuur ons nou. Vul ons met U krag, vul ons met U hart, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal in ons neer. Ek het sommer net so ervaar dat jy 'n paar vanaand is wat 'n paar van ons wat net so 'n bietjie 'n opvul nodig het. 'n Opvul van die Gees, 'n opvul vreugde. Net so klein top-up. En ons gaan 'n oomblik stil staan by dit. Ons het ook ervaar dat ons vanaand net weer bid vir die reën. Ons bid weer vir ons dorp. Ons bid weer vir elkeen wat op hierdie stadium swaar trek en sê, Here, waar is my hoop? So kom ons bid net. Vader, dankie. Dankie Heilige Gees dat U vanaand hier is. Dankie dat U ons kom vul, Here, van die kroon van ons kop tot die punte van ons tone. En ons vra vanaand, Here, gryp in, waar dit lyk of daar nie reën gaan val nie. Ons wil vanaand verklaar, Here, in die geestesrealm in. Die reën is op pad. Dankie Heilige Gees vir 'n reën wat val, Here, wat selfs in dooie takke opgeneem word. Ons bid vanaand, Heilige Gees, maak oop die sluise van die hemel. Here, bring hoop, bring verligting. En ons wil vra, Here, dat dit 'n teken sal wees in die fisiese wat in die geestelike besig is om te gebeur. En ons dank U daarvoor, Here,
Here, in die Gees, kom draai ons vanaand daai krane oop. En ons vra, Here, laat dit vloei. Laat dit vloei. Dankie, Here, vir bonatuurlike aanrakings, Here, vir sojas, families, vir beeste. Dankie, Heilige Gees, vir 'n genesingsreën wat oor ons area val. Ek wil vra, Here, en ons wil vanaand vra, soos wat die reën val, en dit op 'n huis se dak land, laat genesing vir daai huwelik in die huis kom. Laat genesing vir daai skool kom. Laat genesing vir daai gesin kom wat sukkel om oor die weg te kom. En dankie daarvoor, Here. Dankie vir 'n genesingsreën vanaf die plante tot ons gesinne. Elke persoon wat sê, Here, ek het 'n aanraking van U nodig. Ek het 'n opvul van U nodig. En dankie daarvoor, Here. Dankie, Heilige Gees. Here, ons wil ook spesiaal kom bid. Ons wil spesiaal kom bid vir elkeen wat vanaand sê, Here, ek kan nie meer nie. Of Here, ek is moeg. Die jaar is swaai, die jaar is swaar en die jaar is lank. Here, en ons bid en niks gebeur nie. En vanaand wil ons vra, Heilige Gees, kom vul ons weer met U Gees, met U koninkryk, met vrede, met vreugde, met geregtigheid, met die salwing van die Gees, op so 'n manier, Here, dat wanneer ons vanaand by die huis instap, vra ons dat die salwing so sterk sal wees op elkeen hier, Here, dat dit anders sal voel, maar God het so pas in my huis ingestap, en dankie daarvoor. Dankie vir dit wat U bring. So ek wil vanaand vra, ons gaan mekaar net bedien vir 'n paar oomblikke. Is hier enigiemand vanaand wat sê, ek kort net so klein bietjie 'n opval. Ek byt vas en ek byt vas, of weet jy, dalk het jy net 'n begeerte vir meer van die Gees, dalk het jy net 'n begeerte vir meer van God. As dit jy is, wil net jou hand opsteek. Dankie julle. Right, kom ons bid. Vader, dankie. Dankie, Heilige Gees, vir 'n vars uitstorting. Here, ek kry som hierdie prentjie in my gedagtes dat van ons sit in hierdie troebel water, en in die water wat al begin groen raak het, en dit gee nog lewe. Maar vanaand ervaar ek net die Here verklaar, dis tyd vir vars water. Dis tyd vir 'n vars fontein. Dankie, Heilige Gees, dat daai water van die Gees nou instroom, en alles wat oud is, Here, en alles wat troebel is, en alles wat groen geraak het, en alge ingekry het, dankie dat dit alles kom wegspoel vanaand, in die naam van Jesus Christus. Ons vra vanaand, Here, stort U Gees uit, vars water, vars salwing, vars heuning van die hemel. En dankie daarvoor, Here. Ja, U is 'n goeie God. U is 'n goeie God. U sien elkeen se hartsbegeerte. Elkeen se hartsbegeerte. Here, elke depressiewe gedagte, kom breek ons vanaand af, in die naam van Jesus Christus. Elke donker gedagte, elke gedagte van verwerping, kom breek ons vanaand af, in die naam van Jesus Christus. En ek wil vra, Here, omvou ons vanaand met 'n mantel van liefde, 'n mantel van die Gees. En dankie, Jesus, daarvoor. Ons is so lief, ons is so lief, Here. En almal sê saam, amen, amen. Is welkom eers te sit. Pieter, dankie vir daai. Pieter, wow. Ek dink een van die goed, baie dankie. Net voor ek weer vergeet.
Is daar iemand wat nog nie ingevul het nie? Jy almal ingevul. Het almal papiere gekry? OK. Dis 'n redelike klomp vanaand. Ons gaan kyk waarheen gaan dit en hoe ver gaan dit. Maar ek is opgewonde oor vanaand. Ek dink die een ding wat 'n mens baie keer besef is ons kan 'n klomp inligting weergee. Maar genade, daar's niks wat so goed is soos die teenwoordigheid van die Here nie. En as jy die teenwoordigheid geproe het, ervaar het, dan soek jy meer. En dis my groot deel oor waaroor vanaand gaan, is juist om daai teenwoordigheid van God bekend te maak aan ander wat dit nodig het. Dit bekend te maak aan ander wat sê, maar Here, ek honger en dors vir meer. So ons praat vanaand oor diensbaarheid en dan gaan ons later kyk na die gawestoets, diensbaarheid, en kom ons begin weer by Daniël 7:22. Daniël 7:22. Toe het hy wat ewig lewe gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Die tyd het aangebreek dat die heiliges van God die koninklike heerskappy sou ontvang. So wat vir my so mooi is van hierdie gedeelte, en ons het hom nou al lekker oopgebreek rondom die skeiding tussen ons en God, heiligmaking, heerskappy, maar hy sê ons het die koninklike heerskappy ontvang. En koninklike heerskappy, om dit te ontvang, beteken ook dat ons dit deur die Heilige Gees ontvang het. So die Heilige Gees is die fondasie van elke vorm van heerskappy in ons lewe, in die gemeente, in 'n besigheid, waar ook al jy gaan, die Heilige Gees en die woord van God is die fondasie van alles. En alle forme van heerskappy kom deur die Heilige Gees. En die fondasie van dit is hierdie. Die fondasie van dit is hierdie. Ons kan nie bekostig om net Sondag Christene te wees nie. Ons kan nie bekostig om net Sondag kerk toe te kom en dis vir ons genoeg nie, want daar is soveel meer. Ek het op 'n stadium het ek ouens geken wat hulle Sondagdiens hierdie naam gegee het, halftyd. En het gesê, eintlik as jy terugkom na die week, was dit net halftyd. Jy word weer gevoed, weer toegerus, en dan weer uitgestuur om die res te gaan doen, en dan volgende week is weer halftyd. En dis eintlik vir my die kern van dit wat ons as gelowiges moet uitleef gedurende 'n week. Ons kan nie bekostig om net op 'n Sondag ons geloof uit te leef, ten toon te stel, mense bekend te stel aan die teenwoordigheid van God, en dan verwag dat ons herlewing gaan sien nie. Dit gaan nie gebeur nie. Eers het ons nodig om te sê, maar selfs van Maandag tot Saterdag leef ek my geloof uit. En dis juist waar ons vanaand wil uitkom, en sien ons as kerk, word juist en elke kerk in die omgewing, word juist deur die Gees en deur die woord toegerus. Waarvoor? Word toegerus sodat ons uitgestuur kan word, sodat ons disippels kan maak, sodat ons kan genees, sodat ons die heerskappy van God in elke sfeer van ons samelewing kan invat. En daai heerskappy en hoe ons dit uitleef in die wêreld gebeur tussen Maandag en Saterdag. En daarom het ons aanhoudend nodig om te groei, aanhoudend nodig om te leer, aanhoudend nodig om gevul te word en disipel te word deur die woord en deur die Gees. Ek wil vir jou sê, ons droom groot. Ons droom groot. Daar's 'n bekende gesegde wat sê, as jou droom jou nie bang maak nie, is hy nie groot genoeg nie. En ek dink wanneer die Here vir mense droom gee, dan maak jy jou nie net bang nie. Amper sê ek, hy maak jou vertroebeld, maar dis nie 'n woord nie. Maar alles in jou bewe. En ons het die droom oor ons land, van 'n klomp gemeentes, wat saam hande vat om herlewing te laat spoel oor elke straat, oor elke hoek, oor elke gesin, oor elke skool. Daar's die droom van ou fonteine, van lewende water, wat weer oopgemaak word. En hierdie droom van gesinne, wat weer verklaar in die openbaar, maar ons huis is 'n huis van aanbidding. En ons baie min wat dit deesdae doen. Hoekom? Want geloof het skielik 'n privaat ding geword.
En dit was nooit veronderstel om so te wees nie. So daar's hierdie droom van 'n stuk herlewing wat uitbreek in 'n klomp areas, en al wat die Here nodig het, is hy het gemeentes nodig, gelowiges nodig, wat sê, maar Here, hier is ek. Ek is bereid om 'n klein vonkie te wees, 'n klein stukkie blits, saam met 'n klomp ander. En wanneer ons dit is, waar ook al ons gaan, of dit in 'n huis is, in 'n besigheid, of dit is by die karplek of by Aribande, waar ook al ons gaan, as ons bereid is om daai vonkie, daai stukkie blits in die gees te wees, beteken dit, ons gaan ewe skielik 'n beweging sien van die Heilige Gees, van mense wat tot bekering kom, wat nie gekeer kan word nie, want elke vonkie vorm naderhand saam 'n groot vuur. En vir dit om te gebeur, is dit nodig dat elkeen van ons stap in ons roeping, in ons gawes en in die funksie waarin die Here ons aangestel het. En 'n groot deel van dit gaan juis oor diensbaarheid en deur die Heilige Gees. Ek dink is so maklik. Ek weet nie van julle nie, maar ek het lank voor ek in bediening in was, het ek altyd vir my pa gesê, moet net nie vir my vra om iets te gaan doen nie. Dan sê ek gaan nie in bediening ingaan nie. Op daai stadium het ek eers gehou van kerk nie. En dan preek hy altyd hierdie goed, en is altyd hoe ons disippels moet maak, en ons bid vir die siekes, en dan wanneer ons na Centurion se mall toe ry, al die pad van Messina af, dan vat dit ons 2 ure om net in die parkering uit te kom, want ons bid eers vir al die siekes wat langs die pad staan. En ek het nooit verstaan hoekom nie. Nou as ek hier is jong man, en daar het ongelooflike goed gebeur. Ons het gesien hoe ouens se oë gesond raak, ons het gesien hoe mense uit rolstoele uit opstaan, in daai 2 ure tydperk. Maar ek kon nooit verstaan, hoekom ons veronderstel is, om dit te doen, terwyl ek eintlik wil gaan inkopies doen nie. Want ek wil nie in Pick n Pay ingaan nie. Al party daar moet ek. Maar daar's ander plekke. En die rede daarvoor is, in die eerste plek, want ons is geroep om disippels te maak. Maar in die tweede plek, die Gees van God dring ons om al hoe meer te doen. En as ons wil sien hoe ons land omkeer, as ons wil sien hoe ons dorp omkeer, kan ons nie anders as om toe te laat dat die Gees deur ons dien, deur ons bedien, deur ons ander leer, sodat hulle ons Jesus kan leer ken nie. Die ering van die Gees, wat vir my altyd so mooi is die Heilige Gees is vir my altyd amper soos 'n petrolstasie. Die petrol raak nie op nie. Nou nie een van daai wat ver afgelees nie, maar een van daai wat 'n pyplyn het na Sasol toe. Die petrol raak nie op nie. Die Gees kan nie opraak nie. En baie keer is ons gemaklik om te sê, Here, maar ek sit terug, ek luister, en ons gebruik hierdie woorde, dis my seisoen van rus. En ons mis baie keer dan wat die Here juis in ons en deur ons wil doen, om 'n stuk van daai herlewing in ons gemeenskap en in ons gemeente te begin. So wat beteken herlewing? Die woord herlewing beteken om 'n opstanding in jou gees te beleef. Dis daai in een van die papiere, so julle sien is die definisie daar, om 'n opstanding in jou gees te beleef en gevul te word met Christus. Dis so eenvoudig soos dit. So ons het baie keer hierdie idees van herlewing, hoe daar bands gaan kom van oorsee af om hier te kom speel, en hoe mense van Kaapstad af gaan afvlieg, en dit kan gebeur. Maar herlewing in die eerste plek is wanneer ons in daai plek beweeg, waar elke huisgesin, elke persoon in ons dorp, elke een wat ergens met ons in aanraking kom, skielik hierdie opstanding in hulle gees en hulle gemoed het. Ewe skielik hierdie opstanding het, waar hulle begin glo, maar my God kan. En skielik begin Christus van hulle lippe afrol. En hulle hande op die siekes lê, hulle begin gesond maak. So herlewing is my meer as net 'n vol kerk. Dis waar ons gevul word met die teenwoordigheid van God. Dis waar ons in huise instap, en ek het niks teen Steve Hofmeyr nie, maar voor Steve Hofmeyr se musiek speel hy worship musiek. Dis waar ons met mense praat, en voordat hulle praat oor wat fout gegaan het die week, praat hulle oor die woord, en wat hulle geleer het op 'n Sondag.
So dis daai deurdrenktheid met die Gees en met Christus, dis herlewing. En baie keer besef ons nie, herlewing gebeur soms in 'n 1-tot-1 gesprek. Baie keer sit jy en praat met iemand en jy sien iets gebeur. Daar's 'n opstanding. Daar's 'n opstanding in hulle gemoed. Daar's 'n opstanding in hulle gees. So as ons geroep word vir herlewing, beteken dit nie noodwendig die 1 miljoen op ons grasperk nie. Ons het nie plek nie. Daar sal Donovan hulle dat ons die heining afsny, dan kan ons daartoe ook staan. Maar in die eerste plek beteken dit dat elke een persoon met wie ons in aanraking kom, 'n opstanding gaan beleef. En dis vir my groot. Dit beteken as ek met iemand praat, ek gaan nie ophou totdat hulle anders wegstap nie. En dit beteken nie ek gaan hulle dryf tot by bekering nie, maar ek gaan wag vir die Gees om in hulle te kom werk. So, kom ons gaan na Habakuk toe. Habakuk 2 vers 14. Soos die waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Die magtige teenwoordigheid. 'n ander woord sê glorie, ander vertaling sê heerlikheid. So wat is heerlikheid? Wat is glorie? Glorie of heerlikheid is die swaar, gewigtige teenwoordigheid van God. Dis waar die Gees van God so sterk teenwoordig is, manifesteer, dat het vir jou voel of die atome in die lug begin swel, en jy sukkel naderhand om asem te kry. Dis die heerlikheid van God, dis die glorie van God, waar God so sterk teenwoordig is, dat het voel of ons eintlik in die troonkamer, saam met die 7 geeste, die 24 ouderlinge, al die engele is, en ons sing 24/7, heilig, heilig, heilig. Dis glorie, dis heerlikheid. Maar die ander woord vir glorie beteken ook die skoonheid van God. Met ander woorde, om God te sien in al sy krag, karakter, heiligheid, aangesig tot aangesig te aanskou. En die een groot ding wat ons mis in ons gemeentes, wat ons mis in ons samelewing, wat ons mis in ons byeenkomste, wat ons mis as ons in Pick n Pay loop, die een groot ding wat ons mis, is ons sien nie meer God aangesig tot aangesig nie. Daar's min mense met wie ons in aanraking kom, wat vir ons die heerlikheid van God openbaar, die skoonheid van God, met ander woorde, om hom fisies te sien, wanneer ek jou sien, om hom fisies te ervaar, wanneer ek met jou praat, om te voel hoe sy teenwoordigheid oor my spoel, as jy vir my bid. Ons sien nie meer God aangesig tot aangesig nie. En weens, want geloof het 'n privaat ding geword. Ek sal nooit vergeet nie, ons het, dis ook 'n hele paar jaar terug, het ons hierdie een kamp, en op 'n stadium, tussen ou daar wat die worship lei, Julius Megan, en kyk, om Julius het 'n besondere gawe om een lyntjie vir 3 ure lang te sing, en aan die begin vang het jou, maar kyk, na 3 ure is jy so meegevoer in die gees, jy wil nie ophou nie, en Julius begin te nou sing, en hy aanbid op sy manier, en ek dink dat sy dogter nog op die klavier gehad op daai stadium, en hoe meer hy aanbid, hoe meer is hierdie een oom daar agter, ek sal nie sy naam noem nie, ek weet hy gaan dit waarskynlik kyk, maar hy sal weet, maar een oom sit daar agter, en op 'n stadium, sê hy vir my paale, wat die kamp gereël het, sê, hoorie, wil net vir julle sê, ek stem nie saam met hierdie goed nie, dit frustreer my, dis nie hoe ons sing nie, en op daai stadium, toe begin 'n klomp van die ouderlinge en so aan, begin vorentoe kom, begin mense bedien, so daar's ouens wat interessante toertjies doen, en mense wat woord ontvang, en hierdie ou sê, ek glo nie in hierdie nie, ek glo nie in dit nie, hoekom glo hy nie in dit nie, want hy het nooit God aangesig tot aangesig aanskou nie, dis vir hom vreemd, en hy staan op, is 'n groot sterk oom, hy was in een van die Proto spanne op die myne, sterk voorarms, sterk bene, en
En toe hy so opstaan, slat hy neer soos 'n sak patats. Maar die stoel is pad. En dan staan ek daar, ek dink, Here, ek weet nie, is hierdie nou 'n aanval, of is dit iets van die gees? Ek het amper bel ons vir aansaag. Maar dit voel vir ons iets moeilikheid. En hier sien die ouens hardloop en hulle probeer die oom probeer hom optel, maar hy bly lê. Toe hy uiteindelik bykom, en hy word wakker. Toe begin hy vertel van hierdie droom wat hy gehad het. En hy vertel van hoe hy sien, hoe die blomme in die hemel sing. En sing, heilig, heilig, heilig. En hy het hierdie beeld van God. En daai oom se lewe het so radikaal omgekeer. Hy was die oom wat ouens uit taksies uitgetrek het by die stopstraat. En hy word die oom wat op die ouend na mense toe kom, en sê hy vir jou, my champion. Wat vir jou sê, Jesus loves you, nee. En aan die begin was dit maar rof, dan takel hy uit, dan sê hy vir hom, but Jesus loves you, onthou dit net. En later so mooi gevorm. Een aanraking met die aangesig van God. En baie keer mis ons dit. En ons besef nie, dat ons juis geroep word vir dit, in die middel van hierdie nie. In die middel van die gemeente. In die middel van ons dorp. Ons dink altyd is daar buite, of is net op die kampe, of is net op die groot oorseese uitreike. Kyk, ewe skielik, nee, Pieter, jy het het ook al gesien, op hierdie groot uitreike Mosambiek toe en so aan, begin die konservatiefste ou profeteer, en begin hande oplê, en al die goed. En die oomblik as ons terugkom, dan hou ons terug, want ons is trots en ons is skaam. Maar wat sal gebeur, as ons sê, maar ek weet, dis mense in ons gemeente wat nodig het, om God aangesig tot aangesig te aanskou. En partykeer beteken dit, ek gaan net 'n koffie gaan drink. Ander kere beteken dit, ek gaan jou help om jou draad voor jou huis reg te maak. Ander kere beteken dit, ek gaan hande oplê en ons gaan radikale goed sien. En ons het vandag, dit was my mooi, het daar Indiër dokter, mag die mense dit sê, Indiër dokter, het saam my kom bid in die hospitaal. Ek weet die ouens nie 'n gelowige nie, maar kom ons sit teenwoordigheid van die Here. Ja. En ek was eintlik sad dat ek moes loop, want ek wou hoor, wat het jy gevoel? Maar ons iets wat gebeur in daai oomblik, waar ons sê, ek tree uit my gemaksone uit, en ek gaan seker maak, dat mense rondom my, God aangesig tot aangesig aanskou. En dis wat gebeur, wanneer ons beweeg deur die Gees, wanneer ek vernuwe word deur die Gees, wanneer ek stap in die salwing van die Gees. Die salwing van die Gees is, saam met die woord van God, is die katalisator van geloof. Dis die een ding, wat saam met die woord, geloof bou en kweek, en bou en kweek. Wat sê Jesus self? Jesus self sê, as jy nie glo op grond van my woord nie, glo dan op grond van my dade. So ons sien die twee, wat altyd saam hardloop. Inteendeel, Handelinge 10:38, kom ons lees saam. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen, en almal gesond gemaak, wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. So dit sê, Jesus self was met die Heilige Gees gesalf met krag, soos wat ons later sou word. Sien, daar's 'n doel aan die salwing van die Gees. Soos jy kyk na daai vers, sê dit was vir goeie werke en om mense gesond te maak. Die vraag is altyd, waarvoor salf die Gees ons? Wat se goeie werke? Jesaja 61 vers 1 tot 2. Die Gees van die oppermagtige Here het op my gekom. Die Here het my gesalf om goeie nuus te bring vir arm mense. Hy het my gestuur om die wat hartseer is te troos, om vir die gevangenes vryheid aan te kondig en vrylating vir die in die tronk, om die genadejaar van die Here aan te kondig, die dag van afrekening vir ons God. So wat is goeie werke?
En ek dink is in die notas ook. Goeie werke, volgens Jesaja 61, is in die eerste plek om die goeie nuus te deel. Met ander woorde, om Christus in woord en daad te deel. So ek is gesalf om seker te maak, daai boeta wat langs my bly, daai sissa wat siek is, wat lanklaas in die kerk was, ek is gesalf om seker te maak, sy weet nog van Christus. Sy weet nog hoe lief hy vir haar is, of vir hom is. Die tweede een, om die wat hartseer is te troos, of te bemoedig. Te troos, of te bemoedig. Ons dink baie keer, ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar baie keer sit 'n mens by iemand, en dat jy nie 'n idee wat om te sê nie. En hulle pak af, En naderhand wil jy hulle eintlik net oorgee aan iemand anders. Party van ons het 'n baie goeie gawe met dit. So, ek is nie goed daarmee nie. So, as daar tou voor my staan, gaan ek 'n uur lank luister na die eerste ou. Ek's baie jammer. Dis hoekom my vrou baie keer kom en sê, liefie, iemand roep jou gou. Dan trek sy my net. Anders gaan ek bly praat. Maar, wat vir my mooi is van troos. Troos is 'n troonkamer aksie. Hoekom? Openbaring 21 sê, in die hemel is daar nie meer trane nie. So die oomblik as jy by iemand sit, en jy sit by hulle met die gees van God in jou, wat begin gebeur? Dis nie jou woorde nie, dis jou teenwoordigheid wat hulle troos. Dis hoekom gaan mense baie keer van jou af wegstap en sê, maar ek voel soveel beter. Dan dink jy, maar ek het niks gesê behalwe wat Dr. Phil sou sê nie. Maar dis die gees van God in jou. Die volgende een, vryheid vir gevangenes, om vryheid vir gevangenes aan te kondig. En dis waar ons baie keer dinge mis. So ons besef nie die mag van waarheid teenoor leuns nie. En baie keer teenoor medegelowiges hoor ons mense is vasgevang in goed, maar ons is nie bereid om waarheid te spreek nie. Ons is nie bereid om te sê, maar dis nie eintlik hoe 'n gelowige optree, of dis nie eintlik hoe dit veronderstel is om te wees nie. Baie mense glo, ek is 'n gevangene van my omstandighede, want dis hoe die Here dit bepaal het. En dit is nie. Gevangenes vry te laat. Die volgende een, vrylating vir elkeen in 'n tronk te bring. Nou hier is wat vir my so mooi is. Matteus 16 vers 19. Ek dink hy's in die notas, ek dink nie is op die bord nie. Nee. Dit sê, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat ook al jy op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat ook al jy op die aarde losmaak, sal in die hemel losgemaak wees. So hy sê, ek gee vir jou die sleutels om dinge toe te sluit en oop te maak. Ek gee vir jou die sleutels om los te maak en toe te sluit. Nou, ek dink baie keer nie ons besef wat dit beteken nie. So dit beteken aan die een kant, as daar 'n stuk duisternis, of in die atmosfeer, of in iemand se lewe, of in iemand se huwelik is, het jy alreeds die sleutel van die Gees om bevryding vir hulle te bring. En onthou, dis altyd woord en gees. Woord en gees. Jy het alreeds die sleutel om dit los te maak. Hoe maak ons 'n ding los, as iemand gevangene is van iets? En dis 'n beginsel wat mense baie algemeen ook gebruik in bevryding. Hoe maak 'n mens 'n ding los? In die eerste plek, gebruik woord. Gebruik woord. Vra vir die Here vir woord. Spreek woord. Bid woord. Dis in die eerste plek. In die tweede plek, baie eenvoudig. Vra vir die Heilige Gees om vir jou te wys wat losgemaak moet word. En baie keer is dit vir ons vreemd. Ek het op 'n stadium gehoor van hierdie een ou, kan nie sy naam onthou nie, maar hy het die gawe gehad om na jou te kyk en presies te weet waar die kankerselle in jou lyf is. Gawe wat die Here vir hom gegee het. En dit was ongelooflik, want baie mense het aan hom toe gekom en dan vra hulle, maar kan jy my help, want die dokter sê hulle weet nie wat om te doen nie. Dan sê hy, maar sny net in hierdie deel uit, of sny net in daai deel uit. Is interessant. So dis wat die Gees kan doen. So die Gees openbaar vir jou sekere plekke waar direk ingespreek moet word, of aan die ander kant waaroor gebid moet word, of waaroor geïntercede moet word, waaroor jy is gebedstryd moet stry. Maar hierdie ou kom op 'n stadium wat hy sê, Here, ek is nie tevrede nie, ek soek meer. En die ongelooflike ding, die Here vat daai gawe toe weg, heeltemal.
en hy gee net vir hom teenwoordigheid. As hy in 'n plek instap, dan weet hy, God is hier. Ons almal was al op so 'n plek, wat jy in 'n plek instap en jy weet, die Here is teenwoordig. Of jy is besig met aanbidding, en jy weet net, die Gees is besig om dinge te doen. En die Here gee vir hom die vermoë om net aan te hou stap in teenwoordigheid. En wat toe begin gebeur is, solank as wat hy vashou aan die Here, as hy naby aan mense stap, word hulle gesond. As hy verby mense stap, kom hulle vry, ouens manifesteer, en. Ongelooflike goed gebeur, tot aan die einde van sy lewe. Ek sal sy naam gaan soek, en sal ek vir jou deurstuur. Maar die Gees gaan altyd bevry. En ons besef baie keer nie, dat dit ook juis is vir mense rondom ons. Ons dink almal is okay, omdat ons 'n glimlag op die gesig het. Maar jy weet nie wat in iemand se hart aangaan nie. Maar solank as wat die Gees deur jou werk, gaan daai bevryding kom, en duisternis gaan met hardloop. Die volgende een is om genade van die Here aan te kondig, om te sê, maar daar is vir jou vergifnis. En dan om te genees, om te bid, om hande op te lê. So dis vir my die werke van die salwing van die Gees. Dis wat die werke rondom dit betref. Maar hier's die een ding wat ons baie keer nie besef nie. Al hierdie dinge, die werking van die salwing van die Gees, die bring van waarheid en woord en losmaak en vrylating en vertroosting en al hierdie goed, is in die eerste plek nie bedoel vir die mense daar buite nie, dis in die eerste plek bedoel vir die liggaam van Christus, vir die bruid. Ons dink altyd, dis goed wat ons net moet doen op 'n evangelisasie crusade. Maar dis juist goed wat moet begin in die banke van die kerk, die plaaslike liggaam. En dis weens waar hierdie vers inkom, Matteus 28, vers 19 tot 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader. Ek dink hy is daar. Is hy nie daar nie? Okay, dan is hy in die notas? Is hy daar? Dankie. Doop hom in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Sien, ons eerste roeping is om disippels te maak, wat disippels maak. Maar wat ons baie keer nie besef nie, is ons kan nie effektief 'n disipel maak van iemand, hulle leer van God, toerus in God, uitstuur in God, as hulle nog vasgevang is, of slawe is, van sekere goed in hulle harte, en in hulle lewe nie. 'n Slaaf van sonde, maak 'n swak disipel van God. En dis waar ons in die eerste plek, voordat ons mense probeer oorlaai, met kennis, en met wysheid, en met al die goed, net eers moet seker maak, is jy vry? Is daar nog goed wat pla? Of is jy vry? Is jy niet gemaak? En dan kom die disipel maak, dan kom die doop, dan kom al die res. Onthou, waar begin disipelskap? Disipelskap begin by evangelisasie, met ander woorde, dit begin by iemand wat tot bekering kom, dan is dit, ons vestig hulle in Christus, dan lê ons 'n sterk fondasie, dan word hulle deel van 'n geestelike familie, en dan word hulle uitgestuur. Maar baie keer skiep ons dit, want iemand het 'n sterk persoonlikheid. So ons stuur hulle uit voor hulle disipel is, of ons stuur hulle uit voor hulle vry is, of ons stuur hulle uit voor hulle deel is van 'n groter gemeenskap wat hulle verantwoordbaar hou. Daar's 'n, ek weet baie mense het dit gesien. Ek het so 'n week terug, word ek een oggend wakker en daar's 'n klomp goed wat toe breek oor verskillende kerke in Suid-Afrika en oor die wêreld op daai stadium. En goed wat leiers aanvang. En ek word so kwaad. En die enigste ding wat ek kan doen as ek kwaad word, is ek maak 'n video. En ek maak hierdie video, en vir my die groot ding van dit was, daar's so baie leiers daar buite, wat nie verantwoordbaar is teenoor enige iemand nie. En hulle maak seer, en hulle verwoes. En al wat vir ek geroep het in die video is net eenvoudige verantwoordbaarheid. Is daar iemand wat opcheck dat jy nie seer maak nie? En
die hoeveelheid mense wat boodskappe stuur in die agtergrond, wat sê, jy is uit lyn uit, jy is dit. Want mense verstaan nie meer, ons is veronderstel om deel van 'n liggaam te wees nie. Hulle verstaan nie, ons is veronderstel om deel van 'n verantwoordbaarheidsfamilie te wees nie. Waar ons mekaar opbou, mekaar bemoedig, mekaar toerus. En dis wederzijds. Hierdie is nooit, en in geen gemeente, kan ooit 'n one-man show wees nie. Ons het Sondag met die nuwe intrekkers, of nuwe lidmate ding, het ons ook vir die ouens gesê, ons wil beter raak. Ons wil dieper gaan in die gees. En daarom is dit nodig, dat as ons sê ons is familie, net omdat iemand 'n oom is en iemand 'n pa is, beteken nie, hulle kan nie ook aangespreek word nie. En dis vir my die groot deel van disipelmaking, is disipelmaking gaan albei kante toe. En as 'n mens nie in 'n plek is, waar daar verantwoordbaarheid is teenoor die woord, teenoor die gees nie, beteken dit mense raak vasgevang in sisteme en tradisies, en partykeer 'n leier se woede. En dis onaanvaarbaar. Ons is vrygemaak, sodat ons disipels kan word, sodat ons 'n geestelike familie kan word, sodat ons gestuur kan word. Alles volg op mekaar. Alles is deel van mekaar. Kom ons gaan verder. 2 Timoteus 2 vers 2. Ek raak sommer weer opgewerk, Pieter. Ek was so kwaad daai oggend. Okay. Ek dink ek het so 16 takes gevat. En op 'n stadium sê hy vir my, sê, kalmeer net. Dis okay. En nog steeds is daar ouens in elk geval, voor ek daarin gaan. Okay, 2 Timoteus 2 vers 2. Wat jy voor baie getuie hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. So hy sê, in die familie, in die liggaam van Christus, is ons veronderstel om altyd teenoor mekaar te getuig. Daarom is dit vir my beautiful, dis mooi, as iemand op 'n Sondag kom en sê, kan ek gou getuig? En ek weet, party ouens het 'n lang asem, so dis hoekom Delano op die mute is, op die mute knoppie is, maar is nodig, dat ons getuig van die werke van die Here. Hoekom? Want dit bemoedig, dit stig, dit sê vir jou, dat God dieselfde ding vir jou kan doen, as wat hy vir daai persoon gedoen het. Onthou, wat beteken die woord getuienis? God can do it again. Dis letterlik die woord getuienis, beteken God kan dit weer doen. So ons is veronderstel om mekaar volgens 'n sekere standaard te hou, ons hou mekaar verantwoordbaar, en ons deel sekere getuienisse en waarhede met mekaar. Die volgende in Efesiërs 2:19, julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se huisgesin. En dan die vers waar daarmee saamgaan, Johannes 8:35. 'n slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie, maar 'n seun bly vir altyd. 'n slaaf gaan nie altyd bly nie. As iemand nie vrykom in hierdie huisgesin, of waar ook al jy geplant is nie, beteken dit hulle is nog steeds 'n slaaf van sekere goed, en hulle gaan nie bly nie. As iemand nie vrykom nie, beteken dit ons is besig om deel van waarvoor die Here ons geroep het, te mis. So hy sê, almal is deel van 'n huisgesin, 'n seun bly vir altyd. Hier is my die mooi ding van God. God is 'n familiegod. Hy is vir familie. Nou, familie beteken nie noodwendig bloedverwant nie. Dit beteken ook geesverwant. Dit beteken hart tot hart. Dit beteken selfs soms gemeentes tot gemeentes. Maar hy is 'n familiegod. Met ander woorde, hy plaas die slaaf, die verwerpte, die eensame, die een wat in verslawing vasgevang is, plaas hy almal in hierdie selfde een familie. Hoekom? Sodat ons kan vrykom, sodat ons gesond kan word, sodat ons geleer kan word, sodat ons dan uitgestuur kan word. En dit is baie belangrik. So ons kan nie een van daai mis nie, en saam met dit moet ons nie die feit mis, dat almal wat deur daai deure kom, of weens waar ook al jy geplant is, dat hulle deel is van dieselfde huisgesin as jy nie. En hoe hanteer huisgesin mekaar? Baie keer baie anders, as wat die kerke mekaar hanteer. So as ons praat, oor die salwing van die Gees,
die salwing van die Gees uitleef, of ons praat oor waarhede leer, of disipelskap oefen, begin dit altyd in die plaaslike familie, die plaaslike gemeente. Dis altyd die model vir Christus en sy bruid. En hier is die ding wat ons baie keer mis. As ons nie elkeen wat in 'n gemeente is, sien as deel van die liggaam van Christus nie. Deel sien as die bruid van God nie. Dis God se bruid wat deur haar deure stap. Ongeag hoe vreemd hulle lyk, ongeag wat se haarklere hulle het, ongeag wat se dag hulle gehad het. Dis God se bruid. My vrou het nog nooit nie, maar as sy ooit vuil by die huis inkom, gaan ek alles in my vermoë doen om seker te maak, sy kom skoon en sy is geliefd. Daar word nagekyk, sy word gevoed. En dis dieselfde met elkeen wat deur 'n deur kom by 'n gemeente. Ons word geroep om hulle te dien, asof hulle God se bruid is. En dis vir my groot. Dit beteken ons mag nie neerkyk nie, al is hulle nog bietjie vuil, al het hulle nie meer 'n wit rok aan nie. Hoekom? Want selfs vir hulle is daar bevryding. Selfs vir hulle is daar verlossing. En ek wil vir jou sê, in hierdie familie, selfs vir hulle is daar plek om te dien. En partykeer is dit vir ons vreemd. Partykeer voel ons, maar ek wil nie langs daai ou sit of naby daai ou sit nie. Maar as jy begin sien waarmee die Gees in hulle lewe besig is, en jy raak 'n medewerker van die Gees, en jy begin hulle ook bedien, soos Christus hulle sou bedien en sou dien, begin hulle skielik vrykom en skoon kom en gesond kom. En kom hulle op 'n stadium waar hulle reg is om ook disipel te word. So die doel van die salwing van die Gees is in die eerste plek, dis vir die gemeentes. In die tweede plek, dis om Jesus vir elkeen in daai gemeente te wys. Dis om Jesus te openbaar. Wanneer hulle ons sien, moet hulle hom sien. Soos wat Jesus sê, toe hulle hom gesien het, het hulle sy Vader gesien. En hier is die ding. Elke keer, as ons met iemand in aanraking kom en ons sien daai persoon as die bruid van Christus, beteken dit ek gaan seker maak dat hulle bruidegom sien. Kom ons vat dit verder. Die bruid van Christus is enige gelowige op aarde. Dit beteken, is ook die ou wat by McDonald's staan en vir jou om die hoekie vra, het jy vir my R2. Ek gaan nie vir hom geld gee nie. Ek gaan hom nie help in sy verslawing nie. Maar ek gaan vir hom woord gee. Ek gaan 'n saadjie plant. Dis ook daai oom of daai tannie wat in die gemeente is, wat nie kan bekostig om hulle koppies mee skoon te maak nie. Maar ek gaan nou daai koppie uit tee drink. Want ek wil hê hulle moet hulle bruidegom sien. Ek wil hê hulle moet hulle Jesus sien. Hulle moet nie my sien wat so oulik is nie. Altyd hom. So hier is die vraag, wat is die salwing van die Gees? Dis eenvoudig die Heilige Gees. Maar die salwing van die Gees is 'n spesifieke funksie van die Heilige Gees, waar hy manifesteer of teenwoordig word in krag, waar hy teenwoordig word op 'n manier, waar die seën van God geopenbaar word aan elkeen rondom ons. So dis letterlik wanneer die Heilige Gees langs jou kom staan, en hy kom smeer sy krag op jou af, asof dit salf is. Ek sal nooit vergeet nie op skool, het ons op 'n stadium ek weet nie hoekom doen seuns dit nie, maar ons het op 'n stadium hierdie klein lighter meganismetjies in die hande gekry. Ja, en dan sjok jy in mekaar. Dis maar die lekkerste ding, jy stap agterhou en dan sjok jy hom, of hulle sjok jou. En dan op 'n stadium gaan jy 'n bietjie verder. En ons op 'n stadium is ons op 'n skoolkamp, hier by Natalia. Nou het ons 'n klomp van die graad 8's daar, daai tyd standaard 6'e, en ek was matriek, maar onthou dit soos gister. En ons kom op 'n stadium agter, die draad is geelektrifiseerd. En hoe lekker is dit om die krag van die draad te deel? In elk geval, die eerste ou vat, maar hy sê niks. Jy sien elke volgende ou wat vat,
Daai ding skop jou in 'n ander bloedgroep in. Kyk, en toe hy my raak, nou vat ek ook maar as 'n baie naïewe kind, op daai stadium, vat ek al die ding aan die volgende ou se hand. En toe ons die laaste ou se hand toemaak, gee daai ding 'n skop. Jy sien al die klomp rugby-seuns lê op die grond, en jy skree soos 'n klein meisie, help, help. Ja, jy is 'n bietjie spas man, bietjie. Dit was verskriklik. Alles in die krag. In elk geval, in die gees, gebeur daar 'n soortgelyke ding, behalwe dit maak nie seer nie, dit genees. So die oomblik as jy gesalf word, of die salwing van die gees kom op jou, en partykeer is dit nie so duidelik nie. Partykeer is dit baie duidelik. Ander keer is dit bietjie weggesteek. Maar die oomblik as die salwing van die gees op jou is dit asof daai elektriese loop toegemaak word. Maar nou in die gees. Toegemaak word. En die krag van God begin vloei aan alles wat jy raak. En dit is nie altyd so opsigtelik nie. Dit is nie altyd hoendervleis nie. Dit is nie altyd iemand wat uit rolstoel uit opstaan nie. Dit sal incredible wees. Maar partykeer is dit net 'n tannie wat daar sit en wat opstaan en sê, ek kan nie meer nie. Partykeer is dit net iemand wat daar agter sit en sê, weet jy, my kind het my hiernatoe gesleep. Partykeer is dit iemand by wie jy gaan koffie drink in Hersland of Malita of waar ook al. En hulle sê, weet jy, ek het 3 weke ervaring vir die Here gehad en ek moet hom deel. En jy stap daar uit en jy is so opgewonde. Jy deel hulle getuienis asof dit joune is. Selfde krag en salwing van die gees. So dis altyd daar om te openbaar. Altyd daar om te wys wie ons Jesus is. En hier is die ding van die salwing. Die salwing is altyd 'n keuse. Dis altyd 'n keuse. Die gees van God is altyd reg om iemand te bedien. Maar ons is nie. Hy is altyd reg om iemand gesond te maak. Hy is altyd reg om waarheid te spreek in iemand se hart in. Hy is altyd reg om lewe te bring, maar ons is nie. Hier is die ding. Hoe aktiveer ek die salwing van die gees wat ek al reeds ontvang het? Hoe doen ek dit in die gemeente waar ek geplant is? Want dis waar dit begin, by die liggaam. Hoe doen ek dit in die strate daar buite? Hoe doen ek dit in 'n besigheid? En die manier hoe dit gebeur is deur diensbaarheid. So diensbaarheid is die sleutel wat die werking van die Heilige Gees aktiveer. Wat die werking van die Heilige Gees ontsluit. So hy is altyd reg om te bedien, hy wag net altyd vir ons ja en vir ons amen. So diensbaarheid was vir Jesus so belangrik, dat hy op sy laaste aand voor hy gekruisig was, gekies het om voete te was eerder as enigiets anders. Hoekom? Sodat hulle hom sou sien vir wie hy is. So diensbaarheid sê, die woord dienaar beteken, dit beteken iemand wat die stof van jou siel of jou geloof afskop. So om diensbaar te wees beteken, ek gaan doen wat dit vat, sodat die stof van jou hart en jou siel en jou gedagtes, wat nie meer reguit kan dink nie, afgeskop sal word deur die Gees van God. Jy vry sal kom en jy los sal breek uit die ou uit en sal instap in die nuwe in. Ek gaan die stof van jou siel afskop. En die oomblik as ons dit doen, is ons besig om in gehoorsaamheid te reageer op die Gees, en die Gees bedien dan deur ons. Elke werking van die Gees begin by ons ja. Elke werking van die Gees, salwing van die Gees, aanraking, genesing, profesie, gawes, vrug, begin alles by ons diensbaarheid. Is ek bereid om na daai persoon toe te stap wat die Here nodig het en te dien? Is ek bereid om hom openbaar te maak? Is ek bereid om vir die bruid van Christus hulle bruidegom te wys? En dit is nie altyd so maklik nie. Partykeer vra dit dat ek deel raak van 'n bediening en dit kos my tyd. Partykeer vra dit dat ek 'n ding begin waarvoor die Here my lankal geroep het en dit kos my kapasiteit. Ander kere vra dit dat ek na 'n plek toe gaan waar die Here wil hê ek ander moet dien en bedien, en ek doen dit deur die liggaam, maar dit vat dat ek ander mense eers moet oplei, en dit vat tyd, en dit vat moeite, en dit vat energie,
Maar die einde van diensbaarheid is, ek sal my God sien, wat my voete sal was. Ek sal my Jesus sigbaar voor my aanskou. 'n laaste paar goed. En dan gaan ons gaan aanbeweeg na die gawes toets toe. 'n laaste paar goed. Wanneer ons in die plaaslike liggaam, wanneer ons dien of diensbaar raak, is daar twee goed wat altyd belangrik is. Aan die een kant is wysheid en aan die ander kant is krag. Ons dien deur krag, deur die Heilige Gees, dis hy wat die werk doen, maar ons het ook wysheid nodig. Baie keer gaan ons dien in 'n plek wat nie in lyn is met die gawes, die talente, die passie wat die Here vir ons gegee het nie. En dan brand ons uit. Ander kere gaan ons mense dien en ons dien hulle eintlik in 'n plek en waar hulle afhanklik word van ons beursies of van ons oproepe. So wysheid is altyd nodig wanneer ons dien. Is dit die regte bediening vir my? Moet ek aanhou met hierdie persoon of nie? Is dit nodig dat ek weer bel? Wysheid, ek dink dis een van die goed wat ons die meeste mis. En as jy nie in dit stap, wanneer jy dien nie, en wanneer jy diensbaar is nie, gaan jy uitbrand in kerk. Gaan jy uitbrand in die liggaam. Dis hoekom ons 'n groot beginsel het om altyd te sê, family first. So dis een van die goed. Ongeag wat gebeur, ongeag waar jy dien, as iets in jou familie gebeur, jy's daar. We'll make a plan. En die Here het altyd 'n plan. As die krag afgaan, die Here het 'n plan. Altyd. Wysheid. So wysheid aan die een kant. Ons moet seker maak mense raak nie afhanklik van ons nie. En aan die ander kant krag. En ons kan nie rondom dit kom nie. Net so, 'n laaste ding. Enige vorm van diensbaarheid. As ek die aangesig van my God wil bekend maak aan iemand voor my, is daar altyd 'n gehoorsaamheidsvenster daaraan, voordat die Here iemand anders gaan stuur. Ons het al baie gehoor hoe mense sal getuig en sê, ek was nie die Here se eerste keuse nie. En dis baie waar. Want baie ander ouens het waarskynlik al voor jou nee gesê. Maar dit is so goed, want dit beteken jy is nog steeds God se perfekte keuse. Jy is die een wat hy gekies het om hier te wees, of waar ook al jy dien. En baie keer vra die Here 'n sekere ding van ons, en daar's 'n venster, waarbinne ons gehoorsaam moet wees, en in gehoorsaamheid moet reageer. En dit is moeilik as dit jou iets kos. Dit is moeilik as dit opoffering vra. Partykeer kan dit jare lank wees, ander kere is dit in 'n oomblik. Ek sal nooit vergeet nie, ons op die een Mighty Men kamp, dit is so 3 of 4 jaar terug, en ongelooflik, en dit is een van die kampe, waar oom Angus hierdie uitnodiging uitstuur, en ek weet nie hoekom hy dit baie keer doen nie, maar dan sê hy, bring die siekste mense wat julle kan. En dink ek, Here help, want nou kom ouens met 'n verwagting. Dan sê, hier gaan ouens gesond word. En is een ding om te bid vir 'n migraine. Meeste van ons het geloof vir dit. Dis 'n ander ding om te bid vir 'n ou om op te staan uit 'n rolstoel. In elk geval, baie van die pastors wat daar is, en baie van die ouens, begin te nader aan te hierdie heilige aggressie kry. En hulle begin sê, bring die lyke. Die mense is so bang dat hulle dit nie doen nie. Hulle is bang, hulle word wakker. In elk geval. Hulle begin bid. Ons sien so skuins agter ons. Is daar die een oom en hy het so lappie oor sy knie. En hy gaan nie vorentoe nie. Nou is ons 'n hele groep, ons gaan oor na hom toe. Vra vir hom, oom, wat's aan die gang? Hy sê, nee, ek is verlam, maar ek het nie gekom vir genesing nie. Ek het net gekom vir die woord, die braai, die samesyn, die hele toespraak. Sê, nou huis, ons gaan bid. Julle ouens begin hande oplê. En nou begin die diens al eindig. Met die manne bid verwoed. En hulle bid. En op 'n stadium vra iemand vir hom, en sê, oom, wil jy nie gesond word nie? En hy sê, nee. Hy sê, dan verloor ek my sassa. Dan verloor ek, ja.
In elk geval, jy nou sê vir my, sê oom, jy moet verstaan, 1 uur vanmiddag is dit verby, het jy jou kans gemis. Ja, ons kan weer vir jou bid, maar hier's 'n salwing vir genesing hier. Why do you want to miss it? En hy praat en hy praat en hy praat. En uiteindelik kom die oom. En hy sê, okay, nee, bid vir my. En ek kan nie onthou hoe laat dit was nie. Maar terwyl almal bid, begin hierdie oom kliphard uitskree. En jy kan sien hoe val hierdie kettings van Sassa van hom af. En hy begin uitskree, hy sê, Jesus, Jesus, Jesus. En dan is daar klomp ouens wat bid. En daai oomie gaan, en hy druk so reg op, en hy kom reg op. Nou kan jy dink, almal rondom hom, Here, wat gebeur? Wat gebeur? En hy begin sy eerste tree, tweede tree, derde tree. En ewe skielik kry hy so confused kyk op sy gesig. Ek verstaan nie wat gebeur nie, maar ek kan loop. Hy gee so 'n paar tree, begin hy draf, begin hy hardloop. Ons almal, die groot manne, chunks is babatjies. Want die oom kan loop. En hy sou dit gemis het, as hy gewag het. Ek weet nie wat na die tyd van die oom geword het nie, maar hy het sy rolstoel geskenk daar vir die ouens daarvoor, lappies saam ingegee. Een van die ongelooflikste oomblikke wat ek in my lewe ervaar het. Ek het dit baie min ervaar, maar daai was vir my incredible. En net omdat hy gesê het, weet jy wat? Ek kies om dit te kry vandag. Ek gaan nie meer wag nie. Ek gaan nie meer wag nie. En is nie net in genesing nie, ek dink so baie keer vra die Here van ons, om in 'n plek in te tree, of om in 'n plek te gaan dien. En dan sê ons, Here, maar gee my net 'n bietjie kans, ek gaan my Sassa verloor. Ek het nie eintlik tyd vir dit nie, Here, of ek het nie eintlik dit nie. Maar ons besef nie, wat se opstanding in daai plek kan kom, wat se herlewing in daai plek kan kom, vir iemand met wie ons in aanraking kom nie. Party mense het 'n gawe vir finansies. Party mense het 'n gawe vir administrasie. Party mense het 'n gawe van leierskap. Party mense het 'n gawe vir genesing. Party mense het 'n gawe van gasvryheid. Weet jy, of ek kan dien in dit, of ek kan dit uitleef. Daar's verskillende gawes. En onthou 1 Korintiërs 12 sê, die Here gee soos hy goeddink. Almal van ons het ergens 'n gawe ontvang, eintlik almal ontvang. Maar almal van ons het ergens sekere gawes ontvang waarin ons sterker beweeg, sodat ons ander kan dien tot by 'n plek van opstanding. En wat ek vanaand vir jou wil vra, is waar wil die Here jou gebruik? Waar lê jou gawes in die gees? En waar in jou lewe is daar gehoorsaamheidsvenster, waar jy weet, ek het nodig om te antwoord, en die Here praat, maar ek wil nie nou gaan nie. Of die Here het vir my gesê, vat 'n paar maande, maak jouself reg. En dis ook goed. Waarin roep die Here jou? En watse gawes moet jy daar gebruik om hom bekend te maak? So kom ons gaan na daai een bladsy toe, Understanding the Nature of the Gifts. En dan wil ek hê dat ons net vinnig saam met mekaar bid. As hy Pieter, jy kan sommer anders speel. Dankie met dat. Dis vir my so lekker as hy in die agtergrond speel, want daar's 'n salwing, daar's iets wat deur die hande kom. Dankie. So jy sal sien, Understanding the Nature of the Gifts, dis die een bladsy ene, nie die vorm nie. Understanding the Nature of the Gifts. So daar's basies al die geestelike gawes in die woord. Jy sal sien, daar's leierskap, daar's administrasie, lering, woorde van kennis. Woorde van kennis is die vermoë om te weet wat in iemand se lewe aangaan sonder dat hulle vir jou sê. Daar's woorde van wysheid. Woorde van wysheid is die hoe, wat hulle moet doen om vry te kom, om vorentoe te gaan en so meer. Profesie, woord van God. Dan 'n onderskeiding van die geeste.
Wat se gees is teenwoordig? Daai is so belangrik vir elke gelowige. Ons het al gesien, en baie hier het dit ook al gesien, nie elke genesing wat iemand ervaar, is van God af nie. Wat ek daarmee bedoel, baie mense sal gryp na sekere goed, om emosioneel vry te raak, en dan verkondig hulle dit as 'n getuienis, maar eintlik is hulle 'n slaaf van iets anders. En dis hoekom onderskeiding so belangrik is. Exhortation, bemoediging. En dan hierdie ene, waarvan baie min weet, exhortation exhibits. Die een wat bemoediging preek, wat praat. Dis jy wat typies daai boodskap sal stuur en sal sê, ek wil jy dit gou 'n bietjie bemoedig. Of kan ek dit gou vir jou sê, ek dink. En dan het jy eintlik so 7 bladsye na dit. Jy het gedink is 1 sinnetjie, maar al 7 bladsye. Jy het 'n gawe van daai. Die volgende ene, shepherding, herderskap. Herderskap. Iemand wat kyk en omgee vir ander. Hier's 'n klomp herders hier. Ek het al gesien. Geloof. Geloof. Almal van ons te mate van geloof ontvang, maar ons ook die gawe van geloof. Dan evangelisasie. Evangelisasie, om ander na die Here toe te lei. Sy is nou nie hier vanaand nie, maar ek gaan dit pertinent sê. Ek dink, Trudy byvoorbeeld, het 'n ongelooflike gawe van evangelisasie. Want jou evangelist is altyd jou goeie salesman, of saleswoman. So jy dink jy's goed in sales, jy's eintlik goed in evangelisasie. In elk geval, dis een daarvan. Apostelskap, die een wat bou, kan ook die een wees wat afbreek. Dan 'n diensbaarheid. So diensbaarheid is iets waartoe elkeen van ons geroep word, in die liggaam, ook buite, maar diensbaarheid kan ook 'n gawe wees. Jy's die een wat altyd die gaping sien. Hoorie, wag, ek sien daar's 'n stoel wat kort. Ek sien die koffie is klaar, niemand anders sien dit nie. Ook sien daar's 'n tannie wat sukkel om uit die kar uit te kom. Diensbaarheid. Die volgende ene, mercy. Mercy. Die Afrikaans vertaal nie so lekker nie, hy vertaal net as genade. Maar mercy is vir my so mooi, want is acts of compassion and gifts of mercy. Dis met ander woorde, mense wie se harte so breek vir ander mense, dat jy sal seker maak, met elke deel in jou, al kos dit jou geld, of tyd, of soms selfs familie, jy gaan seker maak, dat daai mense gesond raak. Jy gaan seker maak, dat dit goed gaan met hulle. Dan om te gee, en dit gaan nie net oor geld nie. Dis ook om te gee van jou gawes, jou talente, jou tyd. Dan gasvryheid, hospitality. Dis al ouens wat daar voor staan en hulle te vermoë om almal se naam te onthou, of ten minste om vir almal te sê, hallo oom, hallo tannie. En hulle te vermoë om almal te laat welkom voel. Gasvryheid. Dis hulle wat die vermoë het om sekere goed in plek te sit, sodat mense voel, hier is ek welkom, in hierdie familie is ek tuis. So hier is die hoof, daar is nog 'n klomp ander. Hier is die hoof gawes van die Gees. Waarvoor ek jou wil uitnooi? Ek wil jou uitnooi, gaan kyk in wat is van daai jy beweeg. Gaan vra vir die Gees. En dan is daar daai Gees en gawes toets, wat ek vir jou gegee het. So, as jy deur daai vraag gaan, merk dit, sit die getalle by wat hulle vra, tel dit op aan die einde, en dit gaan onmiddellik vir jou sê, waar jou gawes lê, en dit gaan vir jou idee gee, waar jy ook kan dien en betrokke kan raak. En weens, partykeer roep die Here mens vir 'n seisoen, om voor te berei vir dit wat kom, dis ook reg, maar hy gaan ons altyd roep tot by 'n plek van betrokkenheid en diensbaarheid, in die liggaam en in die familie van God. So ek wil vir jou sê, gaan doen daai toets by die huis. Ek wens ons het tyd gehad vanaand, maar dit is omtrent 1 uur en 'n half toets om homself te doen. Maar dit is 'n ongelooflike stuk gereedskap. Deel hom uit vir ander. Ek sal die PDF's, Marlies sê my help onthou dat ons die PDF's sommer vir almal stuur. Van hom, jy kan hom stuur vir ander, dat hulle hom uitprint, dat hulle hom self ook doen. 'n Ongelooflike stuk gereedskap in jou hand. Ek wil afsluit met hierdie. Ek wil vra dat ons gou weer in groepe ingaan. En in die groep wil ek vra dat jy net een ding noem.
En dan kan iemand in die groep sommer saam bid vir dit. Net noem, in watse een van hierdie gawes dink jy wil die Here hê, moet jy volgende dien? Dit kan een wees waarin jy op die oomblik dien, dis ook goed. En watse een van die gawes dink jy wil die Here hê, moet jy volgende dien? Nie noodwendig betrokke raak in 'n bediening op hierdie stadium nie, net in die gawes spesifiek. En dan kan iemand sommer bid vir daai gawes om in te kom, ons kan bid vir die gawes om te werk, te manifesteer in ons, en kom ons bemoedig mekaar dan sommer so 'n klein bietjie in die groep. So, ons gaan so 3-4 minute vat, so maak dit lekker vinnig, kom ons gaan na mekaar toe, so kom ons staan op so 5-6 in 'n groep, en dan noem dit gou, en dan bid ons gou vir mekaar, bid ons gou saam met mekaar. Dankie, so is welkom om op te staan, en het gaan na iemand toe gaan, wat sommer naby jou is, of agter jou is, of voor jou is. Ek wil ook net sê, as daar 'n ander gawe is wat nie hier staan nie, kan jy hom ook noem.
So jy kan solank afsluit in die groep. So. Ek wil sommer net voor ons afsluit, wil ek ook net noem, onthou, daar is nog ander gawes ook in die woord. Maar raak nuuskierig, gaan lees op. Daar is byvoorbeeld die gawe van gebed, daar was die gawe van die wagter of die soldaat op die muur. Daar is 'n klomp ander nog. En hier is die basiese begin. Maar waar wil die Here jou gebruik? En hoe wil hy jou gebruik? So, ek gaan vra dat ons dat ons afsluit, maar ons gaan sommer 'n bietjie nader aan mekaar staan. So kan almal staan en kom ons kry net 'n hand op 'n skouer of 'n hand op 'n rug by almal en dan gaan ons mekaar vanaand sommer saam seën. As die gawe van koffie maak, koppieskop, solank dit nie die emmer is nie, is dit reg. So ek dink wat vir my baie kosbaar is elkeen wat hier was in hierdie paar weke. Dankie vir julle, dankie vir jou deel wees en jou saamloop. En ek wil jou aanmoedig, loop in hierdie waarhede. Mag het deel word van jou lewe, deel word van jou huis, deel word van elke deel van die samelewing, waar jy in aanraking kom met iemand, mag hulle daar die aangesig van God in jou sien. So ek is opgewonde daaroor. Kom ons seën mekaar. Here, dankie. Dankie vir die laaste paar weke. Dankie vir dit wat U kom doen het, vir dit wat U kom plant het. En ons wil vanaand vra, Heilige Gees, Here, soos ons mekaar seën, help ons om 'n seën te wees, Here, vir elkeen in die gemeentes, elkeen daar buite. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie dat U ons geroep het vir 'n liggaam soos hierdie, vir die bruid soos hierdie, vir 'n familie soos hierdie. En ek wil vra, Here, dat U elkeen sal vul met die Gees, sal vul met waarheid en sal seën met dit wat hulle nodig het, sodat ons kan disippels maak wat disippels maak van ander. En dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vir wie U is. Dankie vir 'n tyd soos hierdie. Dankie vir al die liefde en al die krag en al die salwing. In die naam van Jesus Christus, seën elkeen. Wees saam met hulle. En dankie, Here, vir wie U is. Ons die ontsaglik baie lief. Dankie, Here. Amen. So kyk uit vir ons volgende datums. Dit sal seker begin volgende kwartaal bekend gemaak word. En dankie dat jy hier was. Mag die Here jou seën. Ons gaan ook al die materiaal gaan ons vir jou uitstuur. Al die links van al die video's gaan ons ook vir julle uitstuur. Alles op PDF ook. En dan het jy alles om weer deur te gaan. Met my hart en met my gees, elke huiwerige tree, weer aan U my lewe gee. Ek wil naby aan U wees.
my sorge en my vrees. In my donkerste vallei wil ek naby aan U bly. Hier by U is veilig, hier by U is heilig. Here, hier wil ek wil